Hallo julle, ek glo en vertrou dat julle 'n geseënde Kersfees gehad het. Die viering van ons almagtige God, ons verlosser, ons Jesus. En ek hoop dat elkeen van julle 'n ontmoeting in jou hart gehad het gister met hom. En vandag, elke dag is 'n nuwe dag en 'n nuwe geleentheid om net weer ons God te dien en om net te koester in ons hart en daai intieme oomblik net ons oë toe te maak en sê dankie Jesus vir wat Jesus vir ons gedoen het. Ek wil vandag vir ons 'n gebed doen, gebed en lees uit Lukas uit, Lukas 1, so ek gaan so lees en dan gaan ek so bid tussendeur. So hierdie gebed is vir ons jaar wat voorlê. So eerstens wil ons net vir ons almagtige God dankie sê dat hy ons deur hierdie jaar gedra het. Daar's oomblikke wat ons almal gedink het, in 'n oomblik dat ek kan nie meer nie, ek kan nie meer finansiëel nie, ek kan nie meer in hierdie huwelik nie, ek kan nie meer met my kinders nie, met my ma nie, met my wat ook al omstandighede nie, maar in my werk nie, maar God het ons deurgedra. So ons prys en ons loof hom daarvoor. Vir 2024 wat dalk nie altyd goed in die werklike was nie, maar natuurlike was nie, maar dat God ons deurgedra het en dat ons gegroei het en geleer het in hierdie jaar. So vir 2025 bid ek dit vir ons. Ons lees hier uit Lukas 1, vers 35. Die Heilige Gees sal oor jou kom, sê die engel vir Maria. En die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. So my gebed vir jou is, dat die Heilige Gees in hierdie oomblik, in hierdie jaar wat voorlê, oor jou sal kom opnuut. Dat hy lewe in jou gaan blaas. Dat jou oë sal oopgaan hierdie jaar en hom net sal dank, dat al hierdie dinge wat dood lyk in jou lewe op hierdie oomblik, al hierdie hopeless situations, dat hy regtig dit sal opwek en dat daai lewe sal opnuut in dit inkom, wat ook al jou situasie is. So ons dank en ons loof hom daarvoor, vir nuwe lewe, in ons omstandighede, in hierdie gat wat jy jou dalk bevind, of dalk is jy in 'n goeie seisoen, maar he's taking you to a new level. So nuwe lewe, 'n krag van die Heilige Gees wat oor jou gaan kom. Ek bid hiersom, wat die engel sê, niks is vir God onmoontlik nie. Dat hierdie werklik sal raak vir jou, dat niks is vir God onmoontlik nie. Toe Johannes, die doper se ma, nog swanger was met Johannes, en Maria toe naby gekom het, en toe met vreugde het die kind, ons lees in vers 44, kyk, net toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in vreugde beweeg. So my gebed vir jou is, dat jy in vreugde sal beweeg in jou hart en jou lewe hierdie jaar, wat voorlê. Dat God se woorde, hierdie woord van die Here, dat dit vreugde vir jou sal bring in hierdie jaar. Die loflied van Maria, dit is so mooi loflied, vers 46, en Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. So ons dankie God, ons dankie dat u gaan omsien na ons, in al ons omstandighede in hierdie jaar. Ons loof en ons prys u, ons juig oor ons goeie God. Heilig is sy naam, heilig is die naam Jesus Christus. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Here, dankie vir die kragtige dade vir hierdie jaar wat voorlê, wat u gaan verrig in my lewe. En deur my. My behoeftes het hy oorlaai met goeie gawes. Dankie Here vir die goeie gawes in hierdie jaar wat voorlê. Ons sê vir u dankie vir die nuwe hongerte, die nuwe vuur in my hart vir u Here, dat 2025 'n jaar gaan wees wat ek u gaan voluit dien, dat ek die dissipline gaan hê om u eerste te stel in elke liewe dag, nie net in my lewe in algemeen nie, maar dat ek vir u eerste gaan stel, dat daai hongerte, daai vuur in my, dat daai nuwe vuur in my net geblus kan word deur u. So ek dank u daarvoor vir daai hongerte Here. Dankie vir die dissipline, dankie vir die krag, dankie vir jou magtige bloed oor my familie, oor my omstandighede, oor my finansies, dat ek gaan terugkyk in 2025 en sê, dankie Here dat u dit gedoen het. Ek kan dit nie doen nie, maar u kan dit doen, so ek loof en ek prys u naam daarvoor. So
in hierdie jaar, koester hierdie woorde, koester die woorde van niks is vir God onmoontlik nie, en glo dit, want God sê niks kan hom behaag behalwe ons geloof nie. He will fight for you, He will go before you, be still and know that I am God. Waar jy is vandag, weet dat God het klaar hierdie jaar uitgefigure. Ons kan net vertrou in ons goeie God, ons Vader. Al wat hy wil hê is, soos 'n kind, vertrou in hierdie jaar. Moenie stres oor môre nie, moenie stres oor hierdie jaar wat voor lê nie. Rus in jou pappa en weet, maak nie saak wat nie, jou besigheid, maak nie saak wat dit is nie, hy het dit, He's got you. Glo en vertrou in hom, koester die woorde, om te weet dat jou God kan dit doen, niks is vir hom onmoontlik nie, al lyk dit vir ons, so ek bid dat ons sien in die geestelike oog, en nie sal sien in die wat ons voor ons in die werklikheid sien nie, maar dat ons geestelike oog kan sien en dit glo en dit spreek. Ek bid seëning oor jou lewe, liefde oor jou lewe, dat jou hart gevul sal word met sy liefde, dat die harde wat rondom ons is, sal sag raak met die Heilige Gees se krag. Nuwe liefde, nuwe krag, nuwe oorwinning vir hierdie jaar. Ek loof en prys hom daarvoor. Amen. Julle moet 'n geseënde dag en 'n geseënde jaar hê.